Ek wil graag vanmôre in die lig van verlede Sondag se Pinkster Sondag net so ietsie ekstra met jou deel. Ons het verlede Sondag gepraat oor Pinkster Sondag en oor die krag. Sal jy onthou, daar's 'n belofte, julle sal krag ontvang. En ons het eers gekyk hoe dat Jesus die krag gedemonstreer het met daai vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, nê? En toe het ons gekyk na die uitstorting van die Heilige Gees, waar daar 'n belofte was oor krag, en toe hoe dat Petrus en Johannes na die uitstorting van die Heilige Gees tempel toe gaan en hulle kry daar 'n man wat van sy geboorte af krepeel is. En hulle sê vir hom, silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het. En toe wil die kerkleiers weet, okay, in wie se naam en deur wie se krag het julle dit gedoen? En nou beloof die woord, hy sê dis dieselfde krag wat Jesus uit die dode uit opgewek het, wat in ons woon. Ja, en onthou julle nog, die Grieks gebruik 9 woorde vir wat ons vertaal met krag. Dunamis, en exousia, ichthus, kratos, so amazing, energeia. Loof die Here. So vanmôre wil ek graag met jou oor 'n tweede deel praat oor vuur. Want daar is 'n belofte. En nou dis Ignatius van Loyola, hy is al in die 1600s oorlede, maar hy het gesê, een van die ou kerkvaders, go forth and set the world on fire. En is in Handelinge hoofstuk 2 waar ons lees en Lukas skryf dit vir ons neer in Handelinge 2 en hy sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind en die hele huis is gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos vuur wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Staan net vir 'n oomblik stil by hierdie gedeelte. Dink vir 'n oomblik aan dit wat daar gebeur op daardie dag in die bofortrek. Maar voordat jy by daai bofortrek kom, moet jy besef, dit was die einste plek waar Jesus fisies met sy disippels ontmoet het. Dis daar die aand toe hulle hom gevange neem, was hy saam met hulle daar saam met hulle brood gebreek. Hy het ook aan hulle verskyn toe hulle daar agter slot en grendel was, na sy kruisdood. En is ook daar wat hy wie aan hulle verskyn het, maar nou het hy opgevaar, hy's weg. Maar eers het hulle onthou dat Jesus gesê het, ek gee vir julle bevel, moenie uit Jerusalem uit weggaan nie, moenie uit hierdie plek uit weggaan nie. Dis 'n seer plek, maar dis die plek van genesing, dis die plek van vervulling van die belofte. En dan lees ons, en hier is hulle, 120 van hulle. En al wat hulle kon doen, is hulle dink toe, wel ons kan maar bid. Jesus het ons leer bid. En die skrif sê hulle het volhard. En in daai oomblik, na 10 dae van saam wees. Ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre net van die 10 dae. Onthou jy hierdie week, verlede Sondag het ek vir jou gevra, in hierdie week maak net bietjie tyd om net saam met die Here te wees. Het jy agtergekom, is nogal moeilik, nê? Het is moeilik om net saam met hom te wees. Ons kan graag besig wees saam met hom. Ons wil graag vir hom vertel wat hy moet doen. Ons kan hom gou vertel wat hy vir ons moet gee, maar net om saam te wees. Hier is hulle saam met Jesus. En ek dink dat baie goed vooraf gegaan. Maar op 'n oomblik is daar 'n vervulling. En dit lyk vreemd. Dis 'n wind. Dis tonge van vuur. En dan word hulle vervul met die Gees en op daai oomblik begin hulle almal in taal praat wat nie aan hulle bekend is nie. Dit was Johannes die Doper wat nog voor Jesus se koms
mense tot bekering geleid en gesê, daar kom een wat groter is as ek. En dan sê Matteus 3 vers 11 vir ons, Johannes gesê het, hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Nie om te dra nie, om aan te dra, om te bring. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En dan in Handelinge 2 sien ons hoe lyk daai vuur? Dis soos tonge wat dit verdeel en op elkeen gaan sit. Nou, reg deur die Bybel sien ons dat vuur eintlik 'n baie belangrike aspek is en dit word dikwels gebruik as 'n metafoor vir God se teenwoordigheid. Dink bietjie aan Moses in die brandende braambos. God verskyn nie, want hoe moet God verskyn? Moet hy nou die vorm van 'n mens aanneem, hy's groter as 'n mens? Moet hy die vorm van 'n dier aanneem? Nee, hy het die diere geskape. So, hy kom en dan, hoe kom hy? Hy in hierdie braambos wat aan die brand slaan, en dit was blykbaar nie vreemd in die woestyn nie, maar dit was vreemd dat hy nie uitgebrand het nie. Die braambos brand nie uit nie, hy bly net brand. So, vuur verteenwoordig God se teenwoordigheid. Dis 'n metafoor van sy heiligheid. Dink vir 'n oomblik, toe God homself geopenbaar het, daar aan die volk, toe hulle uitgetrek het uit Egipte, toe sy soos 'n vuurkolom, wat saam met hulle deur daai woestyn gaan. Dit maak die woestyn, dit verlig die woestyn, dit jaag die roofdiere weg, en dit bring sommer hitte. Amen. Maar dit verteenwoordig ook God se suiwering, God se reinigheid. In 1 Petrus 1 vers 7 praat hy daarvan die beproefdheid van ons geloof. Dit word soos deur vuur gelouter. Dink aan Jesaja. Daai koolvuur van die altaar wat kom om sy onrein lippe aan te raak. Sien jy vanmôre daai metafoor? En dan wanneer die Hebreërs skrywer praat oor God se onwankelbare koninkryk en ook oor sy heiligheid en sy geregtigheid, dan sê Hebreërs 12 vers 29, hy sê, want ons God is soos 'n verturende vuur, verturende vuur. Nou dink net weer vir 'n oomblik aan daai disippels in die boefretrek na Jesus se kruisdood. Hulle kry hierdie bevel, hulle moet wag op die belofte. En hulle sit daar met gemengde gevoelens, gemengde emosies. Maar Lukas sê hulle was eendragtig. Hulle het eendragtig volhard in gebed. En miskien was hulle gebed net, wat nou? Wat nou? Ek weet nie of jy ooit gedink het en gewonder waarvoor het hulle gebid nie. Miskien het hulle net gesê, wat nou Here? Hoe nou Here? Waartoe nou Here? Hoe gaan dit nou gebeur Here? Klink dit bekend vir julle ook, Here? Waar nou? Hoe nou? Wat nou? Ek dink dit was die gebed. Ek dink nie dit was hierdie hoogwaardige gebed. Jy weet, ons wag nou vir die heilige. Hulle het net 'n bevel gekry, hulle moet wag. Maar hier's 'n klomp emosies van dit waarop hulle gehoop het, nie dit nie, die een waarop hulle gehoop het, is nie nou meer daar nie. Die een wat saam met hulle was. En toe is hy gekruisig en hy sterf, maar hy staan weer op. Hy kuier saam met hulle vir 40 dae en 'n klomp van hulle sien daar gaan hy op. So dink vir 'n oomblik net aan daai gebede wat daar gebid is. En ek het dit vir jou, ek het nou gesê, in hierdie week het ons net gesê, ons nooi onsself uit om net tyd te maak om met saam met die Here te wees. Ons ken die hoe vra, wat nou vra, maar net om te sit en te wag. Wag. Dis nie deel van ons DNA nie. Wel, seker nie die meeste van ons nie.
Dis ook nie die deel van ons moderne samelewing nie. Ek kyk elke keer as ek preek hieroor na daai McDonald's toe, dan weet ek daar's 'n drive-through. Het jy al agtergekom, baie keer is die drive-through stadiger as die walk-in. Want niemand wil uit hulle kar uitklim nie. Corrie is nou nie hier nie, so ek kan van hom skinder. So jy moet pas op, jy moet in die kerk wees, anders skinder. Hy sê, sy kleinseun het by hulle oorgeslaap Vrydag aand en gisteroggend staan hy en sy oupa vroeg op en sy oupa sê, kan ek vir jou ietsie doen? Hy sê, ek is lus vir, is daar bacon oupa en eiers? Jy weet, jy vat ons daai kans, want dit is mos nou nie jou ma se huis nie. En oupa besef, as nie brood nie, en hy sê, ek gaan gou brood koop. Hy sê, hy klim in met sy pyjamas in tot hier by die kafee, hier by die garage, en hy stuur vir die petroljoggie met R50 en hy sê, gaan koop gou 'n brood vir my, en toe die petroljoggie, toe kry hy al die change. So weet julle hoekom is die drive-through nie partykeer stadig, sy pyjamas. Maar dis nie wie ons is nie. Ons is die kids generasie. Ons is die drive-through people en die quick fix samelewing. Dink nie, ek raak gefrustreerd met my rekenaar as hy nie vinnig genoeg is nie. Jy raak kwaad vir die ketel. Jy kan bly as jy hoef nie eens hout te gaan soek of die boom te gaan soek om die hout te kap om die vuur te maak nie. Ons wil nie wag nie. Ons wil nie met die tik van ons vingers kry ons inligting, inligting. Jy weet, Google is our friend en ChatGPT en AI en al hierdie goeders wat my partykeer bietjie bang maak, want ek kan nie eens meer onderskei wat is fake en wat is nie fake nie, jy weet, en wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie. En tog, in ons vinnige samelewing en tyd waarin ons leef, weet julle wat is die grootste siekte van ons dag? Uitbranding. En ek is op jou blaadjie en op die bord, ek het gaan Google. Uitbranding is 'n toestand van fisiese, emosionele en geestelike uitputting wat veroorsaak word deur langdurige of oormatige stres. Simptome sluit in kroniese moegheid, 'n gebrek aan motivering, verhoogde prikkelbaarheid. Jy weet, ons lont is kort. Daar is 'n plain Afrikaans, jy weet. Ons meter gaan sommer van 0 tot rooi in minder as 100 sekondes. Sinisisme teenoor werk of verhoudings en fisiese klagtes soos gereelde hoofpyn en slapeloosheid. Klink hierdie toestande bekend? Klink dit soos een van die toestande waaraan jy ly? Dis uitbranding. Dis uitbranding. Maar weet jy wat is wonderlik? Jesus haal die woorde van die profeet Jesaja aan en is eintlik van homself op toepassing en dan sê Matteus 12 vers 20, Jesus sê, hy haal Jesaja aan. Het is altyd vir my so mooi as Jesus die Bybel, die woord aanhaal. Hy praat nie sommer net uit homself uit. Hy sê, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook, sal hy nie uitblus nie. Is dit nie mooi nie? Jy het al hierdie skrif gelees. Nou wanneer begin 'n lampet rook? Wanneer die olie opraak. Wanneer dit min raak. En hoe los jy dit op? Jy moet nuwe olie ingooi. Maar dan moet jy ook partykeer daai klein lampet moet jy bietjie knip, nê? Want anders raak dit 'n irritasie. Ek het by Elsie 2 van mooi lampe geleen vanmôre, dat jy kan sien. Want wat gebeur as die lamp net rook? Dit irriteer jou neus en jou oë. Hallo? Dis bloot 'n irritasie in steede van lig. En is dit nie eintlik maar ook net 'n beeld of 'n metafoor van iemand wat die einde van hulle pad bereik het nie?
Hulle brand, maar hulle brand flou. Die olie het min geraak. En die rook is 'n blote irritasie. So kom ons dink vir 'n oomblik aan ons eie lewens. En daar's so maklik, of so baie dinge wat die vuur, die vlam in ons kan uitdoof en ons bring by 'n plek van uitbranding. En ek het 'n paar goed neergeskryf en miskien wil jy dit neerskryf, dis nie op die bordjie of op jou blaadjie nie. Dis dalk moegheid, uitputting, fisies of emosioneel. Daar's dalk 'n pyn in jou verhoudings. Goed wil net nie lekker uitwerk nie. Daar's konflik, daar's spanning. Miskien is dit finansiële druk en uitdagings. En elke dag wonder jy hoe jy dit gaan maak en hoe gaan jy deur die einde van die maand kom. Is dalk angs of depressie. Miskien is dit pyn in jou liggaam. Jy het agtergekom hoe moeg en hoe maak pyn in jou liggaam jou, en as jy nou vir dag met pyn moet leef. En ek dink, een van die groot goed is dalk net alles wat om ons gebeur, die onsekerheid oor die toekoms. Ek kyk daai klein lyfie so, dan dink ek, Here, wat? Dan dink ek altyd aan my pa. Hy het vir my gesê, ek is in die depressie gebore. En dink ek, ja, jou ouers was bietjie roekeloos. Toe ons trou, toe sê ek, nee, ons gaan nie kinders hê nie, want die tye is bietjie rof, jy weet. Nou my kinders se kinders, en nou is ek alweer by daai rof. Maar die onsekerheid. Ons onsekerheid begin aan hierdie vlammetjie werk, hè? En dan word hierdie vlammetjie al hoe flouer, en nou wil hierdie vlammetjie nie flouer word nie, hy is hardkoppig, want daar's baie olie. Is een van hierdie goed dalk deel van jou lewe? So ek wonder oor die vuur in ons eie lewe. Hoe brand hierdie vuur? Of brand hy nie meer nie? Of brand hy net flou? Of brand hy net op 'n Sondag wanneer ek hiernatoe kom en jy weet, en ek hou my pause, maar hier binne is dit nie lekker nie. Hier binne stoei ek stoei met myself, ek stoei met baie goed, ek stoei selfs met God. Dink weer vir 'n oomblik terug aan daai bovertrek. Daai ouens was verpletterd, man. Party van hulle dayjobs opgegee. Hulle vang nie meer vis nie, hulle die boot verkoop. Miskien om so ou skuld te betaal. En nou, die een wat brood vermeerder is nie meer daar nie. Waarvan gaan ons leef? Hoe gaan ons eet? Een wat jou stuur om vis te vang en as 'n goue muntstuk in die vis se bek is weg. Hulle hoop, hulle droom, hulle lewe. Wat nou? Hoe nou? Waarheen nou? Dis sekerlik die vraag wat hulle gevra het. Dis nie 'n nuwe vraag nie, dis die vraag wat ons vra. Dis die vraag wat ons vra. Of vra net die pastoor dit? Vra jy ook hierdie vraag? Dis die vraag wat ons vra. Maar dis nie net goed daar buite wat die vuur in ons binneste uitblus en al flouer laat brand nie. Dis baie keer onsself. Dis baie keer onsself. Ons eie toedoen. Ons raak so vinnig vasgevang in baie dinge. En die lewe het maklik geword, maar die lewe het moeilik geword.
Jy weet, ons gaan gou soontoe. Ander ouens moes 2 dae loop om kerk toe te kom, ons ry gou. En behalwe daai goed wat die lewe vir ons maklik maak, is daar ander goed wat ons vasvang. Ek het hier geskryf, ons laat toe dat die versoeking en die sonde hoogtye in ons lewens vier. Ons gee toe aan dit. Ons laat toe dat daai vlam groter brand. Ons gee in, ons gee toe. Die ou mense het gesê, ons veragter in die genade. Jy weet, ons backpedal so 'n bietjie, jy weet, ons en dan is daar minder van God se teenwoordigheid en van sy werking in ons lewens sigbaar. Minder van God en meer van die wêreld. Minder van God en meer van die wêreld. En toe lees ek daar in die boek Openbaring, en jy weet ook hoe dat die gees van God so 'n bietjie deur die gemeentes beweeg. En dan praat hy van die gemeentes as lampe, as lig. Hy sê, ek beweeg so 'n bietjie deur die lampe. En dan sê hy vir een gemeente, julle het my nie meer so lief soos julle in die begin my gehad het nie. Daar is die nuwe vertaling. Julle het julle eerste liefde verlaat. En dan is daar waarskuwing. Hy sê, ek kan jou lampie laat omval. Kan jou lamp verwyder. Hy sê, ons het ons eerste liefde verlaat. En 'n ander gemeente sê, ja, so 'n bietjie lou geword. Kom ons gebruik die woordjie flou, in die lig van die lig. So 'n bietjie flou geword. Hy sê, as jy wel warm was of koud was, maar nou is jy lou, kom ons verander net so 'n bietjie die metafoor. Jy is bietjie flou, as jy helder gebrand het, was dit een ding. As jy heeltemal dood was dit 'n ander ding, kan ek jou opstaar. Maar nou is jy hierso so. Ja? Jy sien, you're an irritation, want jy rook. Jy brand nie, jy maak nie lig nie. Jy rook het. Ja, ek is nie te bad, ek rook aan. Hallo? Sê, lees ek toch, jy praat dan vanmorgen oor die Heilige Gees. Ek praat oor die Heilige Gees. Hy sê, hy sal julle kom doop met die Heilige Gees en met vuur. En met vuur. Vuur is sigbaar, vuur beweeg. Geliefdes, ons eerste liefde. Rook ons lampies net? Het ons olie min geraak? Het ons liefde afgeneem? Het ons geestelike vuur afgekoel? Kan ons vanmorgen dalk net ons hand in ons eie boesem insit en net vir onsself vra, hoe lyk dit? Hoe lyk dit hier binne my? Jy weet. Lukas sê op die dag van Pinkster het die tonge van vuur verdeel en op elkeen gaan rus of gaan sit. So daar's 'n uitnodiging. Daar's 'n uitnodiging en die eerste uitnodiging wat na ons toe kom is kom om te ontvang. Jesus haal die profeet Jesaja aan en hy sê van homself, hy, daai rokende lampet, ek sal hom nie uitdoof nie. Hy sê kom. It might need some cutting. Sien nog hier? Maar vuur brand nie net nie. Vuur bring ook lig. Vuur bring helderheid.
So verskillende goed gebeur wanneer die gees van God in ons begin brand. Dit begin ook goed in ons lewens vir ons uitwys. As ons toelaat, dalk ons gebrokenheid, maar dalk ook ons selfsugtigheid. Dalk ook die sonde in ons lewens wat ons koester. En dis dan belangrik dat ons die volgende stap sal neem. Want Johannes 16:13 sê, wanneer hy gekom het, die Heilige Gees, kyk mooi, die Gees van wat? Die waarheid. En wat sal hy doen? Hy sal ons in die waarheid lei. So vuur bring nie net hitte nie, vuur bring ook lig. Wanneer die Gees van God kom, die Heilige Gees vuur, is hy die Gees van waarheid. En sal hy ons lei in alle waarheid. Hallo? Die Heilige Gees is nie net daar vir 'n goeie tyd nie. Ek sien iemand adverteer nou die dag, a Holy Ghost party. Oh, is okay. He's inviting us to the party, but it's not rock and roll. Daar's 'n vuur wat kom, om ons aan die brand te steek, om ons aan te vuur. Maar hy kom ook om ons te reinig. Hy kom om ons skoon te maak, om ons te suiwer. Hy is die Gees van waarheid. Dis so mooi, en ek dink ek het dit al aangehaal. Dis die vader van die Methodiste kerk, ou John Wesley, wat op die 24ste Mei 1738, het net so 'n paar dae voor waar ons nou is, maar net baie jare verder, het hy by 'n bidtier gesit, en hy het net die lees van Romeine aangehoor, en luister wat sê hy, I felt my heart strangely warmed. Wie doen dit? God se Gees. I felt my heart strangely warmed. Ja. Wanneer laas het ons net saam met God, saam met sy woord gesit en dit gelees en toegelaat dat die Heilige Gees, wat het gebeur? Onthou julle die Emmausgangers? Toe Jesus saam met hulle op die pad stap, toe sê hulle vir mekaar, het ons harte nie binne in ons gebrand nie. Ons harte was brandend. Dis die Gees. Dis die Gees. Dis die Gees wat dit doen as ons toelaat. I felt my heart strangely warmed. Kan ek jou vra, en ek vra vanmôre myself hierdie vraag af, ek wys nie 'n vinger vanmôre nie, ek vra vir jou en vir my en vir ons as gemeente, wat van die vlam wat in ons moet brand? Ek het dit daar opgesit, wat van die vlam wat in jou hart moet brand? Ek het dit daar einde op jou blaadjie gesit, en ek bid dat jy in hierdie week net weer vir die Here sal vra oor daai vlam in jou binneste. Brand hy? Of flikker hy? Hallo? Sal jy? So kom, ons vra opnuut vir die vuur van die Gees in ons lewens. Dis 'n belofte aan ons, God het dit beloof. God het dit beloof. En ek wil net weer teruggaan na daai boefretrek toe. Weet jy wat vir my so amazing? God stort sy Gees uit, nie op perfekte mense nie. Nie op perfekte mense nie. Op mense wat bereid sal wees om net te wag op hom. Onthou julle laasweek Petrus en Johannes, wat het die godsdienstige leiers verbaas?
die feit dat hulle agtergekom het, hulle tyd saam met Jesus gespandeer. Hulle was metgeselle van Jesus. Come on. Come on. Sal dit jou en my nie motiveer om net saam met Jesus te wees nie? Deur sy gees. Want is sy gees wat ons leer en lei in die volle waarheid. Hy is die gees van waarheid. Ja, ek hoef jou nie te oortuig oor die verkeerd in jou lewe nie. Die gees doen dit. En hy doen dit alreeds en jy weet wat die verkeerd in jou lewe is. Hou op daarteen skop. Jy keer die volheid. Jy keer die vervulling. Moenie. Sy gees praat met jou. Jy weet dat jy weet. Dis daai ding. Dis daai ding. Daar's 'n boek, The Shoes of the Fisherman, geskryf deur die Australianer Morris West. En hy skryf hierdie woorde en dit is vir my so mooi. Vat dit huis toe. Hy sê, find me good men who understand what it is to love God and to love his children. Find me men with fire in their hearts and wings on their feet. Is dit nie mooi nie? Find me men with fire in their hearts and wings on their feet. I will send them out to bring love to the loveless and hope to those who are in darkness. Dink weer, Johannes en Petrus. Johannes was die nice disciple. Petrus was die rowwe Jack. Maar wat gebeur na die Heilige Gees hulle vervul het? En ek dink, die Here gebruik ons persoonlikheid. Ek is seker van dit was nie Johannes wat gespraat het met daai krepelman nie. It was Peter. Hey, papa. Ons het nie silwer en goud nie. But we have something. We have something. Dis daai something wat ek en jy ook het. Ons het dit. Ek en jy. Ons het dit. Dis daar. Ons kan meer kry daarvan. Ons kan meer kry. Okay. En dit was hierdie woorde van Morris West en ons het dit vanmôre gesing wat my laat dink het aan die woorde van die profeet Jesaja wat sê hoe lieflik is die berge van die voete van hom wat die goeie boodskap bring. Vroeger jare sou jy jou eie prentjies moes teken. Nou sit jy tikkie net in. Skoene van vuur. Kry jy lekker prentjies. Daar staan op hy skoene is bietjie sê first. Jy weet. En skoene of skoene met vere en 'n hart wat brand. Kyk wat sê hy. Hoe lieflik op die berge die voete van hom wat bring. Die goeie nuus. Het ek en jy goeie nuus om te bring? Het ek en jy goeie nuus om te bring? Ja. Kan ek en jy vrede laat hoor? Ja. Kan ons 'n goeie tyding bring? Wat verlossing uitroep. Hey. As ek en jy, wat kinders van die Here is, stoei met goed, soos uitbranding. Wat dink jy, hoe dink jy, lyk dit daar buite? Waar mense nie in 'n verhouding staan met God nie. Hulle is beyond uitbranding. Hulle is verby dit. Okay. So, moet nou nie jou blaadjie bære nie, bly net gou saam met my. Daar's 2 belangrike goed. En dit klink so cliché, dit klink soos laasweek se cliché van bid. Vra. Hoe kry ek dit? Hoe kry ek die vuur van die Heilige Gees? Hoe kry ek meer van dit? Hy vra. Wat sê Jesus?
as ons wat aards is, wat sleg is, weet om goeie gawes vir ons kinders te gee. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom vra. Vra. It's not complicated. Vra. Wat vra ons? Here, vul ons met u Gees. Vul ons met die Gees van waarheid. Maar dan moet ek weet dat die Gees van waarheid my ook gaan lei in die waarheid en vir my gaan uitwys. Want dis die goed wat die Gees blokkeer. Ek sukkel soms om te dink en te verstaan hoe die Heilige Gees in my onheilige lewe kan leef. But I don't have to work that out. Maar dit skep nie die ruimte dat ek onheilig kan bly nie. Want ek is die tempel van die Heilige Gees. En die God wat in ons woon is 'n heilige God. Daarom sê sy woord, wees julle dan heilig soos ek heilig is. Sal ons hom vra en dan ontvang. Daai klein lyfie wat nou op haar ouma se skoot lê en slaap, jy gaan hom met wakker maak, mammie. Sy point net so. En dan kry sy. Sy kan nog nie eens die woorde uit oorleen nie, wat sy point net so. En dan kry sy. Dan ontvang sy. Come on. En nadat hy dit gesê, dis Jesus, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Wat het ons vriend Ignatius van Loyola gesê? Go forth and set the world on fire. Vra, ontvang. Moeilik, hè? Dis maklik. Oh, but it's complicated, want nou probeer ek en jy uitwerk. So gaan dit nou 'n vlammetjie wees, gaan dit nou 'n vuur wees, gaan dit nou 'n wind wees, gaan ek nou in tale moet praat, gaan ek nou wat, gaan ek nou... Just ask and just receive. And go and set the world alight. Ek het vir Burns gevra en ek het kort gepreek, hè? Kom ons sing net weer daai koorvers of daai lied. We wait. We're not in a hurry. We wait. En ek wil net vra, vir jou vra, en ek wil niks druk nie, want hulle ken my, dis nie my aard nie. Ek wil net vra dat ek en jy net nou, die volgende paar minute, that we will just wait. En as dit nou awkward is vir jou om te sit waar jy sit, omdat jy dalk nou nie langs iemand nou wil sit, wat dalk jou aandag gaan afdring nie, hier's baie ander spasie. As jy nou voel jy moet net op jou eie gaan wees, want dalk wil jy iets vir die Here sê wat jy nie wil hê iemand anders moet hoor nie. Is dit okay? Maar kan ons net vir 'n paar minute net vergeet van alles en just wait on him. Vra en ontvang. Weet jy om te vra? Ons weet om te vra. Here, U het gesê, ons wat sleg is, weet om goeie gawes te gee. Hoeveel te meer sal U nie. Ontvang. Ek gaan nie op jou blaas nie. Nie bekommerd te wees nie. Just receive. En laat toe dat God se Gees net daar met jou praat oor jou vlam, oor jou hartsvlam.
Jy hoef nie saam te sing nie, laat hulle gaan hierso sing. Dalk net so 1 of 2 keer en dan gaan ons net almal net bietjie wait. OK. Dankie. We wait. We're not in a hurry. Oh, we need you, Lord. We wait. All our cares and worries we lay aside for you. Oh, how we long to see your face. Oh, how we long for your embrace. We wait. We're not afraid to tarry. We yearn for you, Lord. We wait for your mighty wind to carry us into your presence, Lord. And as we fill this house with praise, let your holy fire fill this place. We wait. We're not in a hurry. Oh, we need you, Lord. We wait. All our cares and worries we lay aside for you. Oh, how we long to see your face. Oh, how we long for your embrace. We wait. We're not afraid to tarry. We yearn for you, Lord. We wait for your mighty wind to carry us into your presence, Lord. And as we fill this house with praise, let your holy fire fill this place. And as we fill this house with praise, let your
as we wait, as we wait, as we wait. We wait. We're not in a hurry. Oh, we need you, Lord. We wait. All our cares and worries we lay aside for you. Oh, how we long to see your face. Oh, how we long for your embrace. Oh, how we long to see your face. Oh, how we long to see your face. Oh, how we long for your embrace. We wait. We're not afraid to tarry. We yearn for you, Lord. We wait for your mighty wing to carry us into your presence, Lord. Yes. And as we fill this house with praise, let your holy fire fill this place. And as we fill this house with praise, let your holy fire fill this place. As we wait, as we wait, as we wait, as we wait. Thank you, Jesus. Die skrif sê ons het nie omdat ons nie vra nie. Net daar waar jy sit vanmôre, vra vanmôre, Here. Ek vra vanmôre vir die volheid van u Gees. U is my Vader. En u beloof u sal vir my gee. En hier is ek. Ek wil ontvang.
ek ontvang nou die belofte van die Gees. Die vervulling.